Mosaïek van digters, skrywers en kunstenaars. Liewe luisteraars, baie welkom by die eerste uitsending van Mosaïek van digters, skrywers en kunstenaars. My naam is Rihanna Crawford van Mosaïek van digters en skrywers en dis vir my 'n heerlike voorreg om op Radio Yada hierdie program aan julle bekend te stel. Ons visie is om kunstenaars in alle genres aan ons luisteraars bekend te stel, deur onderhoude met hulle te voer en die mens agter die kunstenaar te leer ken. Dit sluit onder andere in digters, skrywers, alle tipes, joernaliste, bloggers, draaiboekskrywers, radiodramaskrywers, vloggers, artikels, meningsstukke. Julle sal ons ook vind op Facebook en op YouTube en ons nooi al ons kunstenaars uit om deel te word van Mosaïek van digters en skrywers en ook kunstenaars op Facebook en op YouTube. Ons het saam met Kaleidoskoop, die aanlyn glanstydskrif, hande gevat en hulle gaan op ons Facebookblad elke begin van die maand met 'n kunstenaar hul onderhoud hê wat op ons Facebookblad geplaas gaan word en daarna as 'n podcast beskikbaar sal wees op ons YouTube kanaal met dieselfde naam. Wanneer gaan die wiel weer draai, vir 'n land in donker toegevou, so loop die nag se spooke nou. Wanneer sal ons ooit besef, wat leer ons uit hierdie les, om dag vir dag dit te aanskou, dit maak ons bang, ons is in rou. Wanneer sal dit ophou brand en sing? Hoe lank sal ons die pad moet loop? Waar's vrede en waar's die hoop? Wanneer sal ons weer kan bevry van die ketting rondom jou en my? Het die mens sy rug op God gedraai? Hoe kan ons hom dan so verraai? Op ons knie voor hom sal ons weer staan, om eendag weer in vrede te kom en gaan. Vader van verlossing, hoor toch ons kreet. Kom dan en verlos ons uit hierdie wilde greep.
Hoe lang bly ons in die donker kring, vasgevang in sielsverbittering? 'n mooie land op sy knie gedwing, wanneer sal dit ophou brand en sing? Steeds vloeg die boer deur die grond se skurwe kors, want God ons groot voorsiener, seën op laas die goed gesaaide land. Vader van verlossing, hoor tog ons kreet. Kom dan en verlos ons uit hierdie wilde greep. Hoe lang bly ons in die donker kring, vasgevang in sielsverbittering? 'n mooie land op sy knie gedwing, wanneer sal dit ophou brand en sing? Hoor tog ons kreet. Al vandag breek dreun die trekker se gesang. In rooi grond gly die ploegskar heeldag al lank. Al die seëninge kom uit God se hand. Reendruppels voed nou die gesaaide land se dors. Sade breed deur die droë grond se harde kors. Uit die hand van 'n boer sal hy sy volk kom voed. Wie dit nie wil verstaan, weet nie waar kom kos vandaan. In die sweet van sy aangesig weet hy wat die beste is. So werk die boer heeldag in die warm son, om vanaand moeg van die lande af te kom. Soms voel hy dat sy hart wil breek, dan word die graaf dieper in die grond gesteek. Solank die wind waai, sal die windpompe draai. Uit die hand van 'n boer
Rimpies, baie dankie vir die voorreg wat Mosaïek van digters en skrywers en kunstenaars het om vandag met jou te gesels hier in Stilbaai. Rimpies, kom ons gesels bietjie oor jou laaste enkelsnit. Vertel ons meer oor hierdie enkelsnit van jou. Hallo Rihanna en al die radioluisteraars, is vir my vandag 'n baie groot voorreg om met julle almal te gesels. My laaste enkelsnit se naam is Hou Vas en ek het hom laas jaar die 10de April vrygestel. Hy is ook beskikbaar op al die digitale platforms. Waaroor gaan dit en wat is die genre? Dit is 'n lekker partytjie liedjie en hy val in die EDM dans genre. Almal weet mos hoe baie hou ons Suid-Afrikaners van dans en sokkie. Wie het dit geskryf? Die liedjie is deur my musiekvervaardiger Jade Storm geskryf. Wat is die storie of die inspirasie agter die liedjie? Ek weet nie regtig wat die storie agter die liedjie is nie, maar ek dink die inspirasie was maar net om 'n liedjie te maak wat almal op die dansvloer kan kry. Rimpies, vertel 'n bietjie vir my, wat beteken dit vir jou en hoekom het jy juis dit gekies? Ek het vir Jade gesê die eendag ek wil iets nuut probeer en ek soek iets met 'n lekker beat. Ek wou bietjie weg beweeg van die ballades wat ek gewoonlik doen. Hy het toe die demo van die liedjie vir my gestuur en dit het dadelik my aandag getrek. Hoe dink jy gaan die publiek dit ontvang? Die liedjie is reeds baie goed deur die publiek ontvang en ek het die liedjie al by 'n paar feeste en optredes gedoen. Hoekom dink jy gaan mense daarvan hou? Of moet hulle dit luister? Die mense hou van die liedjie en hulle luister dit omdat dit 'n lekker partytjie en dansliedjie is. Dit is aan die brand, dit is soos brandewyn. Die shooters staan nou weer hier in 'n lyn. Tequila shooters kom dis om die draai. Die sout is hier, maak die vingers taai. Ons kan chill, dit is naweek. Die vuur is nog steeds aan die brand. En ons chill, en ons party. En ons weet die aand het nou weer Hou vas my glas, vanaand gaan ons lekker dans. Hou vas my glas, kom jy saam op die tafel dans. Hou vas my glas, ek gaan vir ons nog 'n ronde kry. Hou vas my glas, nog gaan die aand nog beter raak. Vanaand gaan ons lekker dans. Hou vas my glas, kom jy saam op die tafel dans. Hou vas my glas, ek gaan vir ons nog 'n ronde kry. Hou vas
vas, nou gaan die aand nog beter raak. Hou vas. Wat was sover die hoogtepunt van jou loopbaan? Die hoogtepunt in my musiekloopbaan tot dusver is dat ek al 'n volledige album met 13 oorspronklike liedjies het, 2 musiekvideo's, 'n klompie enkelsnitte en 3 musiektoekennings agter my naam. Die hoeveelste enkelsnit is hierdie en hoe is die voriges ontvang? Hierdie is my 5de enkelsnit en iets heeltemal anders as wat ek gewoond is om te doen. Die vorige snitte is ook baie goed deur die publiek ontvang, juis omdat dit 'n storie vertel en 'n betekenis het wat op ons alledaagse lewe van toepassing is. Wie is jou teikenmark? My musiek is baie veelsidig, daar is iets vir oud en jonk, so dis hoekom daar nie eintlik 'n teikenmark is wat ek sal uitsonder nie. Rimpies, kom ons gesels bietjie oor jou musiekvideo's, wat vir my altyd baie besonders is. Wat is die idee of die konsep agter jou musiekvideo's? Wie doen jou video's? Altyd my musiekvideo's, Hoe vergeet ons weer en Andri se Lentelied is deur Angel Music Studio Productions gedoen. Al die konsepte en idees vir die musiekvideo's kom van hulle af. Waar kom die idees vandaan en wat is die boodskap? Elke liedjie vertel 'n storie, 'n boodskap wat jy graag aan die publiek wil oordra. Vertel ons meer hiervan. Al 2 liedjies is eintlik baie hartseer. Hoe vergeet ons weer gaan oor die plaasmoorde en Witkruis slagoffers en Andri se Lentelied is 'n liedjie oor my sussie wat ek Augustus 2022 verloor het. Die liedjie vertel van die liefdevolle mens wat sy was en die diep spore wat sy as autistiese kind in ons lewens geloop het. Sy het 'n baie groot liefde vir musiek gehad en was my grootste aanhanger. Baie dankie Rihanna, jy het regtig 'n baie mooi lied vir my geskryf. Jy kon haar nie beter opgesom het nie. Waar skiet jy jou video's en wat maak dit anders as die gewone? Wat maak dit anders as ander plekke in ons land? Hoe vergeet ons weer het ons in Ventersdorp geskiet? Dit was maar net die mees gepaste plek om die video te doen. Dit is 'n groot boeregemeenskap en die lied gaan tog oor die alledaagse stryd wat ons boere en Afrikaners het om te oorleef. Andri se Lentelied is nou weer geskiet in die dorpie Rooiberg en by die Kransberge waarvan in die liedjie gesing word. My ouers bly in Rooiberg en dit is waar haar wortels ook begrawe is. Sy het diep spore in die area getrap en het altyd gesê die Kransberge is haar berge. Ek sou dit op geen ander plek wou geskiet het nie. Dit is wat die musiekvideo's so uniek en anders te maak teenoor die ander musiekvideo's wat daar buite is. Wie is betrokke by die produksie van jou musiekvideo's? Op hierdie oomblik het ek nog net gebruik gemaak van Angel Music Studio Productions. Soos ek gesê het hulle my eerste musiekvideo Hoe vergeet ons weer geskiet en 'n jaar of 2 later, ek is nou nie 100% seker nie, toe het hulle 'n Black Friday special gehad en toe het ek betaal vir die musiekvideo en lank nie 'n musiekvideo gemaak nie en toe Andri se Lentelied wel gemaster is en ek 'n musiekvideo wou kies, toe is dit die liedjie wat ek volgende 'n musiekvideo van wou gemaak het. Die musiekvideo is regtig baie goed gedoen. Daar's baie emosie in die musiekvideo. So as jy belangstel, dan kan jy gaan kyk op YouTube. Hy is beskikbaar daarso. Andri se Lentelied, gesing deur Rimpies. So ja, daai liedjie vat aan mense hart en dit is naby aan huis. Dit is maar net 'n liedjie wat beskryf wie sy as mens was en dat ons almal haar regtig baie mis. Bosveldnagte met sterrepragt besaai. Tussen dae, maande en jare, tussen winters, lente, somers en
lê daar soveel seisoene hier gesaai. Want van kindsbeen af het ons jou geken. In jou oor die onskuld wat mense vertrou, jou liefmens wou ons so graag hier hou. Maar met engele wil jy nou die hemel verken. Jou lewe is 'n jubellied, jou stem sweer vol belente week. Musiek het gevloei deur jou are, elke melodie gestoor deur die jare. By die Kransberge se riewe rotse verby, in die stofpad na Rooiberg lê spore geets, dit lê soos gister se onthou. En nou wil ek jou met 'n liedjie by ons hou. In ons harte bly jy, al is ons almal bewoon. Jou helder groen oë wat blink soos kristal, lees ek die padkaart van jou lewenspad. Gekoester en gelei deur die ouerlike hand. Jou lewe is 'n jubellied, jou stem sweer vol belente week. Musiek het gevloei deur jou are, elke melodie gestoor deur die jare. Gekoester en deur baie bemin sal ons nooit jou skaterlag versin. Want in die natuur sien ons jou lyme nou, is jy 'n sonneblom in God se tuin. Jou lewe is 'n jubellied, jou stem sweer vol belente week. Musiek het gevloei deur jou are, elke melodie gestoor deur die jare. O ja, 'n Bosveld nagte met lenteweek woorde, besing ek jou in jubelakkoorde. Jou lewe is 'n jubellied, jou stem sweer vol belente week. Musiek het gevloei deur jou are, elke melodie gestoor deur die jare. Elke melodie gestoor deur die jare. Riempies. Kom ons gesels oor Riempies die mens. Vertel ons meer van jou, die mens agter die ongelooflike stem, en waar kom jou voorliefde vir musiek vandaan? Jy sing ook onder 'n verhoognaam. Waar was die oorsprong en waar kom dit vandaan? My regte naam is Johan Oberholzer, ek is 36 jaar oud en ek woon tans in Ellisras. Ek sing onder die verhoognaam Riempies
Dit is 'n naam wat ek dra hierdie naam al vandat ek 4 jaar oud was. So, dis 32 jaar wat die naam al saam met my kom. En om net kortliks vir julle te noem waar ek die naam vandaan gekry het, soos wat Rihanna my nou al so goed ken. Ek was 'n baie groot ongeluksvoël gewees en toe ek 4 jaar oud was, toe het ek amper my vinger geamputeer en toe ek in die hospitaal aankom, toe is die suster daar, toe kom sy van die gang afgeloop en toe sê sy, hier kom Rambo se boetie Riempies. En daar het ek die bynaam gekry, Riempies. En ek dra, soos ek sê, al 32 jaar lank daai naam. My ouers, my familie, waar ook al ek gewerk het mense my Riempies genoem en ja, dit is iets wat vasgehaak het by hulle. En musiek is nog altyd deel van my. Toe ek klein was, wou ek altyd net 'n sanger gewees het. Dit was my liefde en passie vandat ek kan onthou. En ja, ek het in 2015 het ek toe nou wel besluit ek gaan musiek as loopbaan aanvat en dis waar ek is vandag en ek is baie dankbaar vir al die ondersteuning en die liefde wat ek van almal af kry. Hoeveel jaar is jy nou al doenig in die musiekbedryf? Soos ek gesê het ek in 2015 met my musiekloopbaan begin. So dit wil sê ek is nou al 10 jaar doenig in die musiekindustrie. En ja, daar is al baie struikelblokke gewees en baie goed wat ek moes oorkom om te weet waar ek is vandag. En ek sou dit nie gedoen het sonder my familie en my vriende se ondersteuning nie. Wie in die musiekbedryf inspireer jou en saam met wie sou jy nog graag wou werk? Wie my inspireer is maar my familie en my vriende. En dan is daar wel ander kunstenaars in die musiekbedryf ook, naamlik Adam Tas, Steve Hofmeyer, en ons eintlik vele om te noem. Ek kan nie regtig die kunstenaars een vir een uitsonder nie, maar die wat regte, egte Afrikaanse musiek vir ons uitbring en wat ons taal hoog hou. Dit is maar wie my inspireer en dis kunstenaars saam met wie ek in die toekoms sal werk ook. As jy enige ander beroep moes kies, wat sou dit wees en hoekom? As ek nie musiek as loopbaan gevat het nie, wou ek 'n paar jaar terug wou ek gaan drama studeer het. Ek wou baie graag 'n akteur gewees het. En toe besluit ek op die musiek. En wat my ook baie interesseer en wat ek van hou is, soos wat ons nou Dwayne Griffin se musiekvideo gaan vervaardig. Ek hou baie daarvan om sulke tipe van dinge te doen. En ek glo om visuele werk te doen soos musiekvideo's en foto's neem, selfs om 'n fotograaf te wees, dit is asof ek 'n natuurlike aanvoeling daarvoor het en dit help my met my kreatiwiteit en so. So daai is maar iets wat ek dink ek sal aanvat as ek nou nie in die musiekbedryf was nie. Van watter tipe musiek hou jy en watter kunstenaar se werk het sover 'n invloed gehad op jou eie musiekstyl? My musiekstyl is ook maar veelsidig. Ek hou van enige musiek. Afrikaans is weer vir my 'n baie mooi taal en ek hou daarvan om in my eie taal te sing. Ek sal sê enigiets wat lekker op die oor val, iets wat mense kan na luister, iets wat mense op kan dans. So ja, dis maar veelsidig en dan kunstenaars wat vir my invloed gehad het, is maar Steve Hofmeyer en Bok van Blerk en Adam Tas. En dan natuurlik hou ek van John Boucher ook. So daar is heelwat kunstenaars wat my geïnspireer het en my gemotiveer het om die liedjies te doen wat ek doen vandag. Som jou stem en styl in een sin op. Om my stem en styl op te som in een sin, ja, ek is eintlik 'n liriese tenor, so baie mense sê ek moet klassieke musiek doen, opera musiek en so, maar ek doen baie kontemporêre goeters, so ek het ook eintlik maar 'n veelsidige stem. Ek kan omtrent enigiets doen, behalwe ek kan net nie baie laag gaan nie, so ek kan nie baie laag liedjies sing nie, maar ja, ek is 'n liriese tenor, ek het 'n bietjie van 'n donker kleur in my stem, so dis dit. Wat is jou gunsteling aanhaling oor musiek?
My gunsteling aanhaling oor musiek is lewe. Wat is ek sonder musiek? Ek glo nie, ek sal eers kan lewe sonder musiek nie. En ek glo almal sal met my saamstem daar. As jy gaan oefen, as jy hartseer is, musiek vertel 'n storie. En dit gaan oor wat jou gevoel is op daai oomblik. So, partykeer luister mense sekere liedjie wanneer jy baie emosioneel is, partykeer luister jy 'n liedjie as jy baie gelukkig is. So ek dink musiek is lewe en ons sal niks wees sonder musiek nie. Hoe sê mens dankie vir alles wat ek het, vir 'n liefdevolle moeder en 'n warm bed, met 'n hart so teer en rein, wat my bewaar teen al die pyn. As al sagte hande aan myne raak, voel ek hoe my siel stil raak. Op haar knieë sal ek haar kry, dit is wanneer sy bid vir my. Ek bring blomme, dan leer sy my van die liefde en die seer. Moeder, hierdie lied skryf ek vir jou, met my lewe sal ek jou vertrou. 'n moeder hart so rein, met jou liefde weier as die see. In my hart het jou liefdeslig kom skyn, waar sal ek weer so 'n moeder kry? Dankie vir die gebede en dat ek moeder nog kan eer, vir al jou goeie raad, al dink ek soms sy was kwaad. Dankie vir 'n moeder met wie ek altyd alles kan deel, wat kan speel al het haar hart ook soms gebreek. Sy kan altyd so maklik vergewe en vergeet. Ek sal juig voor ons hier, alles moeder eendag weg. Moeder, hierdie lied skryf ek vir jou, met my lewe sal ek jou vertrou. 'n moeder hart so rein, met jou liefde weier as die see. In my hart het jou liefdeslig kom skyn, waar sal ek weer so 'n moeder kry? Moeder, hierdie lied skryf ek vir jou, met my lewe sal ek jou vertrou. 'n moeder hart so rein, met jou liefde weier as die see. In my hart het jou liefdeslig kom skyn, waar sal ek weer so 'n moeder kry? Waar sal ek weer so 'n moeder kry?
Vertel ons een ding wat niemand van jou weet nie. Riempies is wel bekend aan my van jongs af. Paar goeters wat mense nie van my weet nie, is dat ek eintlik maar 'n baie diep mens is en ja, ek het klassieke opleiding. Is 'n paar mense wat daarvan weet, maar dan is daar heelwat mense wat nie daarvan weet nie. En ja, ek is eintlik maar 'n tipe van 'n ekstrovert mens. Ek hou daarvan om nuwe mense te ontmoet en ek het 'n groot liefde vir diere en 'n groot liefde vir die bosveld. Ek is maar 'n bosveldkind ek. Wat het die musiekbedryf jou die afgelope paar jaar geleer? Die musiekbedryf het my geleer om net myself te wees en nie almal te vertrou nie, want die musiekindustrie is maar 'n moeilike plek. Daar's baie wolwe daar buite. Mense wat kansse vat, so en ja, die ding is ek het maar net geleer ek myself geniet en myself nie te veel te steur aan mense nie en om te worry oor wat mense van my dink nie. Solank ek net doen waarvoor ek lief is en wat my passie is in die lewe. Wat was die grootste uitdagings wat jy moes oorkom? My grootste uitdaging wat ek oorkom het was maar my angstigheid en die ding net om myself te wees op die verhoog. As ek op die verhoog is, voel ek tuis. En in die begin was dit maar bietjie moeilik en dan ja, om nie te worry oor wat mense van my dink en wat hulle sê van my musiek nie. Nie dat daar veel negatiewe goed al was nie, maar ons weet mos, daar is mos mense daar buite wat van ander goeders hou. As ons van dieselfde goed moes gehou het, sou die lewe regtig baie boring gewees het en dan sou daar nie regtig verskillende musiekstyle gewees het en so nie. So is elkeen maar 'n eie smaak en ja, ek het 'n onderwyser gehad wat vir my in laerskool gesê het ek is tone deaf en ek sal nooit 'n sanger wees nie en dit het my as kind bietjie geruk, maar later jare het ek net besluit, weet jy wat, dit is wat ek wil doen, dit is my liefde en dit is my passie en dit is wat ek gaan doen. Riempies, laastens, waarmee is jy tans besig en waarna kan ons luisteraars en die publiek na uitsien? Ek is tans besig met 2 liedjies. Die een het ek self geskryf. Dit is 'n lekker pop dans liedjie, Afrikaanse liedjie. En ek hoop om hom hierdie jaar klaar te maak en 'n lekker mooi musiekvideo ook van dit te maak. Ek wil eintlik die liedjie vrystel met 'n musiekvideo. So dit is my plan hierdie jaar. Dit is waarna almal kan uitsien en dan het ek 'n Engelse country liedjie wat ek ook aan werk. Die liedjie is geskryf deur 'n dame in Ellisras waar ek bly. Sy was nog baie jonk geweest toe sy die liedjie geskryf het. Sy het nou so 2 jaar terug het sy matriek geskryf. Maar sy wou self die liedjie gesing het, maar toe raak sy nou te besig met naskool en so en toe het sy die liedjie vir my gegee en ja, dit gaan 'n lekker moderne country liedjie wees en ek kan nie wag om hom klaar te maak nie. Riempies, baie dankie vir die tyd wat jy aan ons afgestaan het. Dit was heerlik om saam met jou te kuier en jou beter te leer ken op hierdie heerlike wolklose dag in Stilbaai. Mag al jou drome waar word in hierdie nuwe jaar en jy ons nog baie gaan vergas met jou uitmuntende stem. Baie dankie Rihanna vir die tyd dat ons kon gesels het op die radio. Dit was vir my regtig 'n baie groot voorreg geweest en baie dankie vir die luisteraars wat ingeskakel het. Dit beteken regtig vir my baie en ek waardeer dit regtig baie. Mag julle 'n mooi en 'n geseënde dag verder hê. Tot 'n volgende keer. Of mine, can I take you back in time and tell you about my lifeline? His name is Jesus. When I look back, he's the one who always puts me back on track, 'cause I'm halfway home. Jesus, come along to break this man that I've become.
say, I hope to find in you one day. Please, Jesus, would you stay? 'Cause I'm halfway home. Jesus, come along to break this man that I've become. And I am halfway home. Jesus, come along. I want to know when my time is done. The greatest thing is that I found you. This road to hell that I went through, you gave your life on the cross for me. In your presence I want to be. You pulled me out right from the grave. You washed me with your blood. I'm saved 'cause I'm halfway home. Jesus, come along to break this man that I've become. And I am halfway home. Jesus, come along. I want to know when my time is done. Jesus, there is no one like you. You have the whole world in your hands. 'Cause I'm halfway home. Jesus, come along to break this man that I've become. And I am halfway home. Jesus, come along. I want to know when my time is done. I want to know when my time is done. 'Cause I am halfway home. Baie dankie, liewe luisteraars, vir die saamluister. Dit was 'n heerlike voorreg om julle te vergas met ons gesprek met Riempies en na sy mooi musiek te luister. Mag julle 'n heerlike dag verder hê en mooi loop. Tot volgende week, wanneer ons weer so gaan maak. Shalom. Hulle name word uitgeroep, van jong seuns tot 'n troep, na 'n vreemde land ver hier vandaan, moet hulle gaan. Verlange in stil samesyn, na geliefdes ander kant die lyn. Vreemde paaie het hom gelei, waar hy die vyand sal kry. Deur bosse geloop, maar nie geweet, waar wag die dood. Met gras gekamoufleer in sy hand dra hy 'n geweer. Nooit geweet waar die vyand wag, diep in die donker nag. En toe het dit gebeur, aan sy land bewys sy laaste eer. Rook en kruid laat 'n bitter smaak,
was sy laaste wens gewees, deur 'n gebreekte bril se lens. Strooi my as daarop ons ou plaas, se lowergroene gras. Dis waar ek wil rus, waar die oggende my kom kus. Met gras gekamoufleer in sy hand dra hy 'n geweer. Nooit geweet waar die vyand wag, diep in die donker nag. En toe het dit gebeur, aan sy land bewys sy laaste eer. Rook en kruid laat 'n bitter smaak, hy het dit nie gemaak. Dit was sy laaste eer, met sy naam nou teen 'n muur. Nooit sal ons hom vergeet, want in ons harte sal hy vir altyd leef. Met gras gekamoufleer in sy hand dra hy 'n geweer. Nooit geweet waar die vyand wag, diep in die donker nag. En toe het dit gebeur, aan sy land bewys sy laaste eer. Rook en kruid laat 'n bitter smaak, hy het dit nie gemaak.